Welkom by hierdie week se ANC politieke oorsig. Ons gesels weer soos ouer gewoonte met Roland Henwood. Ek dink internasionaler dan 'n groot nuus hierdie week gebeur, maar plaaslik is daar ook 'n paar aspekte om aan te spreek. So baie welkom by ons, Roland. Dankie Johnny, lekker om weer te gesels. Roland, ja, ek dink die groot bekommernis en die groot nuus wat ons so 2 dae terug gesien het, is natuurlik weer Iran en Amerika wat mekaar begin bom het. Hoekom het hierdie nou weer geeskaleer en wat sien jy, waartoe is hierdie ding op pad? Ja, dis 'n interessante ontwikkeling, maar dis nie heeltemal so groot verrassing nie. Ek dink ons moet net versigtig wees met interpretasie. Daar's vir my 2 belangrike grondslae. Die een is die basis van die skietstilstand en die tweede een is om te probeer bepaal wat ons regtig nou sien gebeur. As ons kyk na die basis van die skietstilstand ooreenkoms, dan is dit dat hulle hou op om mekaar aan te val. Daar word die straat van, en dis die belangrike ding, verskillende interpretasie, want die ding is redelik vaag opgestel. Onthou ons het in die verlede gepraat dat die onderhandelinge gebeur deur tussengangers, Qatar en Pakistan wat praat, en dan kom hulle na die Amerikaners toe, en dan gaan hulle terug na die Iranese toe. Nou daar's taal, daar's styl, daar's 'n klomp persoonlike verskille en goed wat inkom, so jou risiko vir misverstande is baie groot, en hoe meer jy jou ooreenkoms vaag maak om hom aanvaarbaar te maak, hoe meer het jy kans op misverstande. En natuurlik ook moetswillige waninterpretasie. Ek dink daar's elemente van beide. So die probleem wat jy kry is dat die oorlog hou op vir nou. Ons onderhandel vir 60 dae om 'n finale ooreenkoms te bereik. Ons kan dit verleng. Intussen word die Ayatollah begrawe wat nou al in die 28ste Februarie dood is, begin Februarie dood is, in die eerste aanvalle, en vir 2 weke is daar nou groot begrafnis en daar word nie onderhandel nie. Goed, president Trump sê die straat van Hormuz is oop, vrye navigasie, die skepe moet in en uit gaan. Iran sê die straat is oop onder my beheer. Ek besluit hoe die straat bestuur word en hoe die skepe in en uit gaan. En ek sê die skepe vaar deur my gebiedswaters, want ek beheer dit, dan kan ek eise stel, ek kan fooie hef later, nie nou al nie, maar ek begin dit in plek kry. Trump sê nee, dis oop, skepe gaan in en uit. Goed, wat gebeur nou? Nou is daar risiko's. Daar's nie sekerheid by maatskappye of die veiligheid van die uitgang nie. Is al die seemyne verwyder of gebruik Iran dit nog steeds om die skepe te kanaliseer sodat hy beheer uitoefen? Intussen begin saam met die VSA militêre magte ontwikkel hulle 'n suidelike roete teen die kus van Oman, want die Iranese roete is noord en die suidekant teen die kus van Oman om, dan vaar jy in Oman se gebiedswaters. Jy het niks te doen met Iran nie. En dit lyk asof heelwat skepe dit verkies, want hulle is bang, hulle vertrou nie wat gebeur nie, en dan het hulle begeleiding van die Amerikaanse vloot. So hulle gaan nou onder daai dekmantel uit. Iran sien dit en sê, nee, wag, hierdie is verkeerd. Ek besluit. En hy val skepe aan. VSA slaan terug, val missielstellings, radarteikens ensovoorts aan. Dit gebeur 'n paar keer. Okay, nou sê hulle goed, nee, hierdie moet tot 'n einde kom. Daar's skepe wat in en uit gaan, al hoe meer en meer, en so dit lyk asof dit werk. En skielik, hierdie week val Iran 3 skepe aan. Nou belangrik is nie net 3 skepe nie, dis 'n gasdraande tankskip van Qatar, wat een van die bemiddelaars is. Dis 'n olietankskip van Saudi-Arabië, baie belangrike Amerikaanse bondgenoot, en dan nog 'n skip wat onder 'n ander vlag vaar, wat nie direk betrokke is nie. En Trump slaan onmiddellik terug. En Iran kom weer met aanvalle en hulle word weer teruggeslaan. Nou val die Amerikaners nie meer net missiel radarstellings aan nie, hulle val militêre installasies aan, en hulle skiet hierdie klein bootjies wat die Iranese gebruik, hierdie snelbote, om hulle mobiliteit, want dis al wat hulle oor het in die golf, en daarmee terroriseer hulle skynbaar van die groter skepe, want dis 'n bedreiging, die goed is bewapen, hulle skiet nou hierdie goed uit die water uit. So dis waar ons nou staan. Die belangrike verandering is dat hier meer aanvalle kom en teenaanvalle. Die retoriek is besig om meer aggressief te raak. Iran wat sê,
julle oortree die skietstake. Julle is besig om te doen wat julle nie moet doen nie. Nou onthou, dis nou in die tyd van hoogspanning en emosie binne Irak met die begrafnis van die Ayatollah. Sal nou iets Ek wil daar ook eintlik vir jou vra, want ek het daar gesien hulle wil vir vir Trump doodmaak en daar's klomp goed wat hulle Netanyahu, daar's nogal baie negativiteit binne in Iran rakende Israel en Amerika. Ek gaan nou daaroor praat. So kom ons kyk net gou na die aanvalle. Die belangrike ding is, nou is dit die NAVO-beraad in Turkye gister en eergister hierdie week en president Trump by 'n nuusonderhoud word gevra wat is besig om te gebeur en is die skietstaking nog lewendig, die skietstilstand, en hy sê wat my betref is dit dood. Die Iranese skuim en hy noem hulle 'n klomp ander name. Hulle is nie eerlik nie, hulle wil nie onderhandel nie. Hulle dink hulle kan speletjies speel met my en ek het hulle gisterand aangeval. Hy het gebruik die woorde we hit them hard en toe sê hy en ons gaan hulle vanaand weer hard slaan. En dis die patroon wat ons nou sien. So wat president Trump sê is die skietstaking of die skietstilstand is dood. Maar in dieselfde asem sê hy my onderhandelaars moet voortgaan met die onderhandelinge. Ek dink nie daar gaan veel gebeur nie, maar hulle moet aangaan daarmee. Nou dis 'n baie teenstrydige boodskap. Ek dink wat ons hier sien is deel van die onderhandelingsproses waar ons wys bietjie spiere vir mekaar, ons grom vir mekaar, ons deel 'n paar klappe uit, harde klappe, maar intussen hou ons die deur oop vir onderhandelinge om aan te gaan en te kyk of ons op een of ander manier dit kan verhoed om weer 'n groot oorlog te hê, want dis in niemand se belang nie. En ons weet dat president Trump is nie baie lus daarvoor nie en ek weet nie meer heeltemal of die Iranese nie lus is daarvoor nie. 'n Deel van die Iranese is nie lus daarvoor nie. Goed, nou kom ons by wat gebeur binne Iran. En dis 'n dimensie wat ons al vroeër gesê het word eintlik baie afgeskeep. Weet ons fokus op wat sê Trump, ons fokus op die groot buitestories. Maar wat binne Iran gebeur, ons weet dit gaan baie sleg in Iran. Die ekonomie is totaal vernietig. Daar's geweldige probleme oor dekades wat kom as gevolg van sanksies, swak regering, massiewe korrupsie en nou die oorlog wat op dit gevolg het. Daar was ander oorloë ook wat bygedra het, die Iran-Irak oorlog in die verlede ensovoorts. So nou het jy hierdie groot probleme binne Iran. Maar jy het nou die begrafnis en die interessante vir my is as ons gaan kyk na wat sê en ek praat nou van joernaliste wat nou al 'n rekord het met Midde-Ooste wat die plek ken. Wat sê die begrafnis is meer soos 'n oorwinningsfees. Nou die konteks is belangrik. Die leierskap in Iran lyk of dit nou tot 'n baie groot mate oorgegaan het in die hande van militêre leiers. So dis nie meer die godsdienstleiers wat die oorwegende invloed het of alle invloed het wat militêre ondersteuning het nie. Daar is godsdienstleiers, maar dit is amper hulle is deel van die militêre konteks. Die Ayatollah Khomeini is nou deel hy kom uit die revolusionêre wag uit. Baie nou bande met hulle. En dit lyk al hoe meer asof die militêre leiers die leidende leiers geword het. Dis die mense wat jy sien by die parades van die begrafnis. Dis die mense wat, kom ons noem dit maar, hulle is in die voorste gestoeltes nou. Hulle wys hulle self, hulle paradeer, hulle wys hulle mag. Hulle wys vir die bevolking, ons is in beheer, en die manier wat die begrafnis ontvou, soos wat ek sê, wat die joernaliste beskryf, is hier is 'n oorwinningsfees. Ons het die oorlog gewen. In die sin dat Israel en Amerika kon ons nie ontsetel nie, hulle kon ons nie verslaan nie, ons is nog steeds hier. Nou moet ons onthou, in die agtergrond gaan die onderdrukking voort, nê? Daar's baie mense wat gearresteer word, wat tereggestel word. Daar's nie vrye politiek nie. Maar onderliggend hieraan is daar 'n derde element wat jy begin sien, en dit is 'n baie sterk nasionalistiese gesindheid, wat baie van die historiese verdeeldhede oorskry. En dit gaan oor die feit dat ons is aangeval as Iran, nie as die party of die militêr of wat nie. Iran is aangeval deur hulle grootste vyand Israel, en dis 'n dekadeslange stryd, maar ons het oorleef. En dis dan nou sien jy die skouspel van die begrafnis,
Saam met dit sien jy die emosionele opwelling en opsweping wat saam met dit plaasvind, waar mense nou hulle frustrasie, hulle ontevredenheid wys en hulle doen dit op twee maniere. Hulle brand vla en hulle eis die dood van Netanyahu en van Trump. Hulle moet doodgemaak word, maar hulle is ook baie aggressief teenoor Brittanje. Interessant, want Brittanje is glad nie deel van hierdie oorlog nie. So nie Keir Starmer die premier nie, maar die Britte. Nou daar's 'n lang geskiedenis van die Britte, hulle betrokkenheid in die streek en die koloniale geskiedenis wat as 'n mens terugkyk, nie die Britse optrede soos meeste ander plekke waar hulle was in glorie klee nie. So daai elemente is daar en ek dink dit is wat 'n mens sien. Dit waarskynlik maak dat die militêre leiers meer selfvertroue het. Hulle word ook beïnvloed deur hierdie opwelling van emosie en nasionale trots en die feit dat hulle en dis die risiko, ons het daarna verwys ook al, die risiko van oorhaastige besluit, iets wat gedoen word per ongeluk. En die kwessie wat jy hiermee sit is dat jy het 'n besluit wat geneem word wat lei tot konflik. En dit kan baie maklik nou gebeur dat hierdie oorlog hervat op 'n baie groter skaal omdat iemand hulle misreken. Dit kan 'n militêre leier wees, dit kan 'n bevelvoerder redelik laag in die strukture af wees wat 'n missiel op 'n verkeerde plek skiet op 'n verkeerde tyd en hy lok 'n teenreaksie uit wat al hoe groter word. En dis die risiko wat jy nou mee sit in daai konteks. Roland, dink jy die feit dat ons verby die 4th of July of die 4de Julie is met Amerika se verjaarsdag speel ook nou 'n rol dat dit half daai nou weg is en nou kan hulle weer begin fokus op hierdie situasie? Dit kan dalk 'n rol speel. Ek dink belangriker word nou die middeltermynverkiesings. Die 4 Julie, ja, dit het 'n rol gespeel, maar dit is baie meer gebruik om te wys hoe goed is Amerika, die mag van Amerika. In 'n sekere sin dink ek dit is eintlik minder gebruik as wat ek verwag het, die militêre konteks. Ek meen dit was simbolies daar, maar die middeltermynverkiesings word al hoe belangriker. Nou daar moet 'n mens gaan kyk. Die oorlog is nog steeds baie ongewild by Amerikaners, die gevolge van die oorlog. Maar indien jy hierdie tipe aanvalle kry en 'n misrekening kry, 'n foutiewe aanval of iets dom. Jy weet ons het in die verlede gesien 'n passasiersvliegtuig word afgeskiet. Heeltemal foutiewelik, dit was nie bedoel nie. Dis die tipe goed wat geweldig vinnig kan 'n groter wordende konflik skep. En baie emosie uitlok by klomp mense hier. En die ander ding is en ek dink mense moet dit in gedagte hou. Die persoonlikheid van president Trump, die manier hoe hy hierdie oorlog aanbied. Die afwysendheid van die Iraneërs op een tyd en dan skielik sê hy vir jou maar hulle is goeie onderhandelaars, hy tough people, hy good negotiators. Nou kom hy weer en sê hierdie mense is skuim, hulle is onbetroubaar. Daai wisselvalligheid. Die feit dat hy sê hierdie ooreenkoms is dood, maar ons gaan aanhou onderhandel. Nou dit kan takties goed wees, maar dit is ook baie verwarrend vir mense, daai gemengde syne. En dan die ander ding is die feit dat Trump aanhou om sy getrouste bondgenote aan te val, te beledig, af te kraak, nie te konsulteer nie. En dit het ons nou begin sien, daar's al hoe meer tekens van spanning tussen die VSA en Saudi-Arabië. Oman is blykbaar nie meer baie gelukkig nie en ek meen die feit dat hulle met Iran begin gesprek voer het oor die beheer van die straat van Hormuz is waarskynlik 'n belangrike teken dat hulle besef ons gaan anders moet optree. Ons kan nie meer net staat maak op die VSA of in die geval van die Verenigde Arabiese Emirate Israel om ons te help beskerm nie. Ons gaan anders moet begin optree. Die feit dat Qatar wat 'n onderhandelaar is deur Iran aangeval word, een van sy skepe, ek dink dit wys vir 'n mens hoe vloeibaar die situasie is, maar ook hoe maklik dit is dat jy 'n besluit gaan neem, 'n misrekening, en dan is daar 'n probleem. Jy het iets gedoen wat jy nie moes doen nie en dit kring uit. So daai konteks moet 'n mens na kyk. En president Trump weet die middeltermynverkiesing kom. So hy fokus baie op afleiding van die oorlog.
Hy beskuldig 'n klomp ander mense en dan met tye kom hy met hierdie baie positiewe uiteensetting van wat gebeur. So ja, mens sal maar moet sien hoe dit uitspeel. Roland, ek wil eintlik so vinnig by jou hoor, as jy vir my of in 'n sin kan sê, wat's jou gevoel oor die vir die volgende week of 2? Gaan die ding eskaleer of dink jy ons kan nou eers sit en kyk wat gaan gebeur? As jy nou alles in ag moet neem. Ja. Interessant. Kom ek begin by interessant vir my. Is ons het nou 'n eskalasie in aanvalle oor en weer en ons het die uitspraak wat sê hierdie ding is dood. Maar ons het nie 'n massiewe groot oorlog wat onmiddellik hervat nie. Nou dit is waarskynlik realisties om dat dit so is. Maar ek kyk na die olieprys wat van $72 na $76 opgaan. Ja, dit is verskriklik. Nee. Ja. So dit sê vir my daar's onsekerheid, dat die prys gaan op, maar hy het nie gespring na 90, 96 of $100 nie. Ja. So ek dink wat 'n mens hierin lees is daar's 'n afwagting, kom ons kyk wat gebeur. Ek kyk nogal baie na die olieprys en die olieprys gee nogal vir my wat jy nou noem, die olieprys gee vir my baie goeie indikasie van hoe ernstig eintlik hierdie ding dan nou is, ja. En ek dink die ander ding is dat ons begin waarskynlik 'n diversifikasie sien waar mense, regerings en die wat olie koop, al hoe meer so begin beplan en koop dat hulle nie meer so erg afhanklik is van die straat van Hormuz nie. Nou daar's 'n ander dimensie ook en dit is dat daar's 'n hele klomp olie uit. Veral na die ooste toe waar groot tekorte begin ontwikkel het. En dit het waarskynlik so 'n bietjie van 'n buffer begin skep. Nie volledig en goed genoeg nie, maar jy het waarskynlik bietjie 'n paar dae tyd om goed uit te kyk. So my verwagting is dat die kans is goed dat hierdie weer soos 2 weke terug, jy het 'n opwelling en dan besef almal nou ons moet terugtrek. Ons wil nie weer oorlog maak nie. Ons het nou ons punt gemaak. Maar die probleem is dat die wanopvattings of die misverstande of wat jy dit ook al wil noem, die moedswilligheid, die ooreenkoms oor die straat van Hormuz gaan opgeklaar moet word. Wat is die werklike ooreenkoms? Is dit Iran besluit en die res moet aanvaar? Of is dit is oop en Iran het nie 'n sê oor wat in die straat gebeur in terme van normale skeepsverkeer nie. Nou dis 'n dramatiese gaping tussen hierdie twee. En die vraag is, gaan daar in die volgende dae samesprekings wees? Gaan dit hierop fokus? Die belangrike ding is Iran moet versigtig wees en ek dink dis miskien die laaste punt hieroor. Die rolspeler wat die grootste risiko het om sy hand te oorspeel is Iran. Wat te ver kan gaan en dan 'n teenreaksie kry wat hulle nie verwag het nie of wat hulle nie wil hê nie. So mens gaan moet sien hoe dit gaan uitspeel. Maar dis baie duidelik dat die kernwapens, daai goed, dis die toekomsonderhandelinge. Maar die kwessie nou is, en dis die toets van hierdie onderhandelinge, kan ons die misverstande of die wanopvattings of wat ook al oor die straat van Hormuz oplos op 'n bevredigende manier. En baie wat hier gebeur is natuurlik op die spel. President Trump het baie duidelik oor 'n baie lang tyd te kenne gegee. Hierdie straat sal oop wees, daar sal geen heffings wees nie, daar sal geen beperkings wees nie. Iran sê van die begin af, hulle beheer dit en na 60 dae besluit hulle wat gebeur in terme van heffings en sulke tipe goed. Ons moet onthou Iran soek geld. Hulle het geweldige probleme met ekonomiese probleme, maar ook heropbou na die oorlog. Dis miskien net die ander punt dan. Die ander ding wat president Trump gedoen het voor die aanvalle, die onlangse aanvalle, hy het die sanksies heringestel op olieverkope. So Iran mag nie olie verkoop nie. En dan het hy gister gesê hy gaan weer die blokkade teen Iranse hawens instel. Nou as hy dit gebeur, dan eskaleer hierdie ding onmiddellik. So die volgende dae is baie belangrik om te kyk, hoe gaan dit ontwikkel, wie gaan terugstaan, wie gaan wat se toegewing maak, of gaan hierdie ding nou 'n kwessie wees van nou trek ons die rooi lyne, lê ons neer, en die een wat oor daai lyn trap, dan gaan ons nou maar aan met 'n byvoorbeeld 'n oorlog. En dit het Trump ook gesê. As die Iranese nie inskikkelik is nie, gaan hy die ding nou maar klaarmaak op die militêre manier. So dis nie asof hy heeltemal sê dis van die tafel af nie. Dis vir hom 'n opsie. Ek dink nie dis sy voorkeur opsie nie, maar dit bly 'n opsie.
Roland, ek wil so vinnig bietjie oor Oekraïne en Rusland ook praat. Oekraïne se druk wat hulle nou meer op Rusland toepas. Rusland wat nou meer onder druk kom. Wat sien jy, wat sien nuus wat daar uitkom? Ja, die interessante is oor die afgelope weke sien ons dat daar al hoe meer positiewe beriggewing oor Oekraïne is wat die Russiese aanslag nie net oorleef nie, maar selfs op sekere plekke dit tot stilstand bring, effens terugdryf, alhoewel ek dink dit tydelik is. Maar die belangrike ding is dat Oekraïne het 'n tegnologie ontwikkel en hulle militêre doktrines aangepas en hulle operasionele prosedures aangepas en hulle is waarskynlik die beste rolspeler nou in die wêreld as dit kom by die gebruik van goed soos hommeltuie. En hulle gebruik dit baie akkuraat oor baie lang afstande om Russiese olie en energie-infrastruktuur aan te val. Nou wat dit belangrik maak is, dis die bron van Rusland se geld waarmee hy die oorlog finansier en hulle gebruik hierdie aanvalle om dit te blok. Dit plaas druk op die Russiese regering, want sy oorlogs baie duur, maar dit plaas ook druk nou op die Russiese bevolking. Ons het gesien dat die Krimskiereiland is grootliks ontoeganklik. Daar's nie meer brandstof beskikbaar nie. Maar nou sien ons die afgelope 2 dae dat daar selfs binne Rusland is daar nou ransonering van veral diesel en brandstof is nie meer so maklik beskikbaar nie. Daar's lang toue en mense is bang want daar's aanvalle in stedelike gebiede, Moskou, Sint-Petersburg wat baie aandag gekry het en blykbaar begin dit nou 'n ongedurigheid in die Russiese bevolking skep want hulle raak nou bewus van die oorlog. En ek dink dis die belangrike punt. In die verlede is die oorlog grootliks weggehou van die bevolking af. Die werwing van soldate was in buitegebiede, dit kon beheer word, die manier hoe dit gekommunikeer is was beheer. Dis nie meer heeltemal so maklik nie. En dit begin 'n ongedurigheid skep. Dit gaan nie Putin tot 'n val bring nie, maar dit maak dit vir hom al hoe moeiliker. Die belangrike van Oekraïne is dat die suksesse van Oekraïne is besig om baie werd te wees in terme van Oekraïne se verhouding met Europa, met NAVO. En nou lyk dit na die afgelope NAVO-beraad selfs of president Trump so 'n bietjie meer positief is. Hy het byvoorbeeld gister aangekondig dat hy gaan Oekraïne toestemming gee, die lisensiërings gee, sodat hulle self lugverdedigingsstelsels kan bou, maar dis ontwikkel, dit behoort aan die VSA. Die Patriot missiele gaan nou byvoorbeeld in die afsienbare toekoms, mens moet sien hoe vinnig dit gebeur, gaan Oekraïne self kan bou, vervaardig en gebruik. Nou die interessante hiervan is, daar's net 2 ander regerings wat toestemming gekry het om Patriot missiele te vervaardig. Dis Duitsland en Japan. En nou word Oekraïne 'n derde een. Nou hulle gaan nie 'n uitvoerder word nie, maar hulle gaan vir eie gebruik. Die nadeel natuurlik is dit gaan 2, 3, 4 jaar dalk vat, ek weet nie hoe lank nie. Ek sien hulle praat van op die vroegste 2028 voor jy produksie het wat jy kan begin gebruik. Nou, dis baie lank. Die probleem wat Oekraïne het is onmiddellik. Hy het nie lugverdedigingsstelsels, hy het nie Patriot missiele nie. So hy is geweldig blootgestel aan hierdie massiewe Russiese lugaanvalle wat ons sien wat Kiev nou gereeld tref. En dis natuurlik op burgerlike teikens wat dit gemik is. Nou dit is om die moraal te breek van die bevolking, om Zelensky onder druk te plaas en ook om Europa te intimideer. Wat sê maar ons gaan doen wat ons moet doen. Die interessante is dat tot dusver is Europa baie duidelik, baie sterk gefokus om Oekraïne te ondersteun, sover as moontlik van wapentuig te voorsien en baie ander hulp te voorsien, behalwe om self direk by die oorlog betrokke te raak met troepe byvoorbeeld. So dit lyk beter vir Oekraïne. Interessante opmerking wat ek dink dit was Oekraïne se minister van verdediging na die NAVO-beraad gemaak het. Miskien net hierdie agtergrond. NAVO is besig om te herstruktureer en te herposisioneer. En ons sien al hoe meer dat NAVO begin fokus op heropbou, meer wapentuig, baie hoër investering in verdediging en verdedigingstegnologie. Nou dis natuurlik te danke aan die druk wat president Trump op NAVO uitgeoefen het, maar daar's 'n ander belangrike rede en dit is die vrees vir Rusland, die vrees vir Putin.
Die feit dat Europa besef Putin kan nie vertrou word nie. Putin is 'n wesenlike bedreiging en dan saam met dit Europa se besef dat hulle kan nie op die FSA onder president Trump staat maak om te help verdedig soos in die verlede nie. So hulle is besig met groot ontwikkeling en investering in verdediging en 'n kernrolspeler in daai beplanning is Oekraïne. Oekraïne beveilig die oosgrens van Europa. So as Oekraïne in stand gehou word, die Russe uithou, dan hoef Europa dit nie self te doen nie. En daarom die belangrike investering, so strategies baie belangrik vir Europa om Oekraïne te ondersteun en seker te maak Oekraïne word nie verslaan deur Putin nie. Die opmerking wat ek na verwys wat interessant is, want daar's nou 'n nuwe debat wat sê, maar NAVO in Europa het nie 'n toekoms sonder Oekraïne nie. Dis die sterkste militêre mag, dis die gehardste militêre mag en hulle ervaring en ontwikkeling van tegnologie, nuwe tegnologie, soos hommeltuie maak hulle 'n onmisbare rolspeler. Nou daar's natuurlik baie verskille oor hoe dit gebeur, maar die minister van verdediging, dink dit was hy wat die opmerking gemaak het, ons hoef nie toegelaat te word om formeel tot NAVO nie, want ons is reeds 'n lid van NAVO. Ons is integraal in wat NAVO doen. Die feit dat hulle betrokke was by die beraad, dat Zelensky 'n toespraak kon maak en blykbaar 'n baie goeie toespraak gemaak het. En dan die belangrike, die buite, noem dit maar die publieke deel van NAVO se leiersberaad, die gewone president Trump wat sy medelede van NAVO aanval, party baie persoonlik sleg sê, maar dan is die berigging wat 'n mens kry dat die beraad self agter geslote deure was blykbaar 'n baie positiewe beraad en daar het president Trump hom verbind tot die lidmaatskap en sy verantwoordelikhede binne NAVO. Buite het hy gesê ons gaan ons troepe onttrek, ons wil Groenland hê en julle het ons nie gehelp in die oorlog nie en Spanje is useless, ons mag nie meer met hulle handel dryf nie, daai tipe goed, maar binne in die geslote beraad blykbaar was dit bietjie meer 'n positiewe konteks gewees. Roland, dan wil ek so 'n bietjie nader aan die plaaslike politiek kom. Ons weet daar's nou nogal druk op die DA spesifiek. Ek wil eintlik vir een vraag vra. Ja, ons 'n bietjie negatiewe kommentaar rondom die DA nou met hierdie herskommeling ook in Steenhuisen en daar's nou 'n bietjie uitsprake van sy kant af ook. Wie gaan voordeel trek as die DA of so 'n bietjie negatiewe publisiteit kry? Dis 'n baie interessante vraag. Ek dink dit is 'n vraag met 'n eenvoudige antwoord nie. Kom ons kyk net wat gebeur rondom die DA. Die DA het gewoonlik in kringe waarin ons gesels 'n baie positiewe beeld. Goeie regering, skoon regering, effektiewe regering, 'n gedissiplineerde, professionele beeld van die party. Maar ons sien hierdie jaar ons sien hierdie jaar 'n bietjie iets anders. Eers die uitval tussen Steenhuisen en Dion George, en die beweringe, beskuldigings, die vuil was goed wat gewas is in die openbaar. Goed, Dion George is uit, en die party kry 'n bietjie veranderinge. Daar's natuurlik 'n nuwe leierskap verkies wat baie jonger is, anders kyk na Suid-Afrika, baie verwagtinge wat geskep is. Maar daar's nog steeds die probleem met Steenhuisen, die kritiek veral uit landbougeleerdere, maar in 'n breër konteks begin daar al hoe meer negatiewe kritiek kom. En die partyleierskap besluit dis tyd om op te tree. Hulle verwyder hom as minister van landbou, hy word adjunkminister in handel, nywerheid, portefeulje. En dit gaan nie goed af by Steenhuisen self nie. Hy reageer baie negatief, maar hy reageer na buite. En hy beskuldig, en ek dink dis die belangrike punt, die beeld wat hy skep is, hy beskuldig almal dat hulle teen hom is, dat hulle hom ondermyn en dat dit onregverdig is, maar hy kyk nie na sy eie rol in die proses nie. Ons het in 'n vorige gesprek gesê, mense het simpatie met die portefeulje wat hy gehad het, die departement wat hy mee moes werk, maar ook die kritiek dat hy meer konfronterend geraak het, eerder as akkommoderend en gesprekvoering om probleme op te los, en optrede saam met dit. Goed, nou bring hy die party eintlik in oneer, en hy gooi die party en die partyleierskap onder die bus.
Hy beskuldig Jordan Iloos dat hy nie ooreenkoms nakom nie. Nou dis 'n vreemde beskuldiging want niemand het 'n reg op 'n kabinetspos nie. Ek dink nie daar's nêrens in die wêreld bestaan dit nie. As jy nie presteer nie of jy indruk skep dat jy nie presteer nie en dit kos jou partystemme, dan gaan enige partyleier optree. Maar hy gaan verder. In effek sê hy die party is besig met wat die ANC nou noem staatskape. Nou dis 'n baie ernstige beskuldiging om in Suid-Afrika te maak vanweë die geskiedenis hiervan. En wat hy nou reggekry het is dat die openbare beskermer gaan nou 'n ondersoek doen na wat is die DA mee besig en dit kan potensieel baie negatiewe publisiteit bring net voor die verkiesing. ANC-lede begin nou fokus op die DA se korrupsie. Nou natuurlik, hulle ken hierdie korrupsie want hulle is nog steeds daarmee besig, maar en ek dink die punt is wat belangrik is. Wat Steenhuisen nou gedoen het, hy laat die DA lyk tot 'n mate soos die ANC. Hy laat die DA lyk soos 'n party wat maar net so korrup en sleg is soos al die ander partye. Nou dis vir my baie vreemd dat die partyleierskap nie baie vinnig teen hom opgetree het nie. Johnny Iloos se argument was, John is kwaad, gee hom tyd, laat hy rustig word en dan sal ons nou weer met mekaar kan saamwerk. Dis 'n baie akkommoderende benadering om te hê vir iemand wat die party soveel skade aandoen. Maar dis, en ek dink dis belangrik om nou by jou punt te kom, wie trek voordeel. Ons het nog sover gesien, omtrent in elke verkiesing waar die DA op die drempel gekom het van 'n deurbraak, het hulle iets gedoen of iets het gebeur wat die party onder druk plaas. Dit gee vir die ANC geleentheid om so bietjie druk te plaas en 'n paar mense wat dalk sou twyfel, gaan nou weer vir die ANC stem, sê nee, hierdie DA is net so, maar en hulle is nou nog, onthou die vrees is en die propaganda deel nog altyd was as die DA aan bewind kom, bring hulle apartheid terug. So dit kry 'n klompie mense om weer vir die ANC te stem. In die Wes-Kaap sien ons dat die Patriotic Alliance is besig om baie voordeel te trek uit wat die DA nie doen nie, of wat die DA van beskuldig word, reg of verkeerd, die PA groei op die rug van onder andere die DA. Ook die ANC, maar ook die DA. Daar kan die ANC in die Wes-Kaap, alhoewel hulle baie swak is, kan hulle so 'n bietjie voordeel trek. Daar's 'n groter risiko vir die DA. En dit is nie dat ander partye gaan voordeel trek nie, maar dit is dat DA-kiesers gaan nie stem nie, of gaan nie in groot getalle stem nie. En die DA is waarskynlik die party, een van die partye wat die mees direk geraak word, negatief geraak word. As hy nie al sy kiesers, ondersteuners wat vir hom stem by die stembus kry nie, het dit 'n baie groot impak op die DA, baie groter as ander partye. Omdat sy marge baie kleiner is van waar sy werklike sterk steun lê. So daar's groot risiko's vir die DA. Weet, saam met dit hierdie week sien ons die openbare beskermer wat 'n verslag vrystel wat sê die Wes-Kaapse DA, die Kaapstad Metro spesifiek, gee nie die dienste in Langa en Yanga wat hulle moet doen nie, histories oor tyd. Nou in 'n voorverkiesing so belangrik soos die en baie sleg vir die DA. En dit volg nadat die DA vroeër hierdie jaar belangrike hofsaake verloor het oor inkomstebronne wat hulle probeer ontgin het met heffings in Kaapstad om meer geld in die begroting in te kry. So die party definitief nie meer so maklik en onder die radar soos in die verlede nie. Hulle begin al hoe meer aandag kry, hulle begin onder die druk kom wat groot partye soos die DA en die ANC onderkom. En dan kry jy dat individue kan onoordeelkundig optree en geweldige skade aan die party aanrig. So moeilike tyd vir die DA, mens gaan moet sien hoe die leierskap dit hanteer en hoe gaan hulle die boodskap oordra dat die DA is nog steeds die DA wat goed regeer, wat vir almal omgee, wat 'n beter toekoms bou en wat beter is as byvoorbeeld die ANC en nie dieselfde goed doen nie. Nou ek dis dalk 'n oor beklemtoning van daai parallel, maar dit is iets wat werklik 'n probleem kan wees en wat die DA baie mooi sal moet bestuur. Ek dink saam met die beeld van die DA wat so 'n bietjie onder druk kom, het ons gesien die eerste of die nuutste meningsopnames, ontledings van tussenverkiesings, want al die tussenverkiesings is nou verby tot met November se plaaslike regeringsverkiesing.
sien ons opnames van wat sê dit vir ons die tendense. Baie duidelik die ANC is op 'n sterk afdraande pad. Gaan nie 'n meerderheidsparty wees nie op 'n makro konteks. Die DA is op 'n groeipad, maar nie so sterk groeipad dalk as wat baie mense dink nie. As bepaalde beperkings vir die DA en op die stadium lyk dit nie asof hulle die vermoë het om daai beperkings te oorkom nie. Die ander partye redelik stabiel, EFF rondom sy historiese vlakke, IFP doen in KwaZulu-Natal so bietjie beter. Maar mens gaan moet sien of hulle teen MK gaan kers vashou en natuurlik die ANC wat daar histories baie sterk was, wat totaal vernietig is in die vorige verkiesing. Dit lyk nie asof hulle vordering maak nie, maar mens weet nie, dalk gebeur daar iets. Maar die groot party daar is MK. Die rol van MK op 'n nasionale vlak lyk dit of dit beperk gaan wees. Buite bietjie in Gauteng en hoofsaaklik KwaZulu-Natal. Die PA is die een wat veral in die Weskaap baie beter presteer. Dis die party met die sterkste groeikurwe, maar dis 'n beperkte groeikurwe. Dis 'n groeikurwe wat 'n bepaalde geografiese en identiteitsbasis het. Maar dit kan hulle 'n sterk rolspeler maak. Dit kan byvoorbeeld beteken dat die PA soveel druk op die DA plaas, dat die DA as 'n regerende party in Kaapstad onder druk gaan kom. So mens gaan moet kyk wat daar gebeur. En dan jou ander kleiner partye wat redelik gevestig is, nie groot groei nie, party bietjie meer, party bietjie minder, maar weer eens vroeg daar, ons gaan moet sien wat gebeur as die verkiesing self plaasvind. So jy dink koalisieregerings is maar ons voorland op hierdie oomblik? Op die stadium ongetwyfeld, daar's nie 'n aanduiding van iets anders nie. En dalk nie die koalisies wat mense op die stadium dink dit gaan wees nie. Ons kan dalk sien dat dit heeltemal iets anders gaan wees. Daai gaan interessant wees hoe daai gaan uitspeel en wat se koalisies en wat se streke, maar dit klink vir my die streke in Suid-Afrika begin nou al hoe meer diversifiseer en verskillende plekke ondersteun gegee jou etniese agtergrond eintlik dan nou. Dit en dan natuurlik dan as jy dit gaan koppel aan swak regering, die druk waaronder mense in Suid-Afrika verkeer op die stadium. Dit is alles faktore wat is nie nuut nie, maar die kombinasie, die konteks is anders en dit beteken dat hierdie verkiesing waarskynlik anders gaan uitspeel as wat ons gewoond geraak het. Wat gaan bepalend wees is die vlakke van deelname en dan wat gebeur tussen nou en die verkiesing natuurlik. Ons het gesien hierdie week die minister van Finansies blok 69 plaaslike regerings, onder andere metros, Gugompu of Wes-London, Kabera, Bloemfontein en Johannesburg kry nie hulle normale oordragte wat hulle help om hulle rekeninge te diens en goed nie, omdat hulle in gebreke is om beleid toe te pas. Nou dis 'n belangrike simboliese stap om te neem, maar wat baie belangrik is, 'n ANC-minister wat teen ANC-rade optree, want dis almal ANC-rade of ANC-gedomineerde rade, teen hulle optree omdat hulle ongemagtigde en besteding aangaan, omdat hulle nie hulle verpligtinge nakom nie, hulle betaal nie Eskom en die waterrade nie, hulle betaal nie geld oor wat hulle aftrek, belasting soos werkloosheidsversekering en pensioenbydraes nie, hulle trek dit af, maar hulle gebruik dit om hulle rekeninge te diens. Miskien net 'n opmerking hieroor, en ek dink dis iets wat 'n mens in Suid-Afrika na moet begin kyk. Die praktyk dat politici hulle self betaal voor hulle enigiets anders doen, is dalk iets wat ons op plaaslike vlak na moet begin kyk, want ons sien dat hier baie groot bedrag geld betaal word aan salarisse van amptsbekleders en senior amptenare, maar daar word nie dienste gelewer nie. Die vraag is, en belastingbetalers betaal vir daai dienste, direk en indirek. Indirek deur oordragte van die fiskus, soos wat ons nou sien wat gestop is belastinggeld. Iewers gaan daar iets moet verander. En ek begin wonder of 'n manier om dit te bestuur nie kan wees, as jy nie presteer nie, dan kry jy nie jou volle salaris nie. Ja, dalk eers die dienste en die eerste Ja. verpligtinge nakom en Ja. dan die geld wat oorbly kan tussen die salarisse Ek dink gedeel word. die les wat ons leer is die streeks die munisipaliteit in die Vrye State wat ons gesien het in die parlement, wat hulle hele begroting net aan salarisse uitbetaal.
en dan nie dienste lewer omdat hulle nie geld het nie. Hulle weet nie wat se dienste hulle moet lewer nie. Toe hulle gevra word, kon nie een van daai senior bestuur of die burgemeester en die bestuurder kon een funksie noem waarvoor hulle verantwoordelik is nie. Dit is absoluut onaanvaarbaar in 'n land soos Suid-Afrika. Kom ons hoop dit verander einde van die jaar en dat ons bietjie meer op plaaslike of munisipale vlak dan bietjie meer beheer en bestuur kan kry. Maar baie dankie vir jou tyd, Roland. Soos gewoonlik baie insiggewend en ja, ek hoop ook regtig ek hou duim vas hierdie ding in Iran en Straat van Hormuz eskaleer nie. Ek dink dit het groot negatiewe impak vir ons boere ook soos ons vorentoe gaan. Maar baie dankie vir jou tyd vandag. Groot plesier. Ons kyk wat gebeur, ons hou duim vas. Dankie. Sien volgende week. Dankie, totsiens.